Goed, ek is Teresa Derksen, studentnommer 35063408. Ek is besig met WSKA se kwartaal opdrag van die inhandigingsdatum is die 23ste April 2025. Soos vraag 2 het 2.1 vir 'n kumulatiewe frekwensieveelhoek gevra en dit is wat ek dan nou volgende gaan doen. Ek het begin deur hier om die eindwaardes van elkeen van die intervalle te skryf, want dit is wat ek gaan gebruik vir my x-waardes. En om my y-waardes uit te werk, gaan ek dan 'n kumulatiewe frekwensie gebruik. Hoe ek dit gaan doen, is die eerste waarde gaan dan nou dieselfde bly as my lewensduur. My tweede waarde gaan dan wees, ek gaan begin met is gelyk aan, gaan my eerste waarde plus my volgende waarde in my lewensduur wees, wat dan 17 gewees. Ek gaan hierdie selekteer en dan net verder afbring, om dan die res van my frekwensie te voltooi. Dan gaan ek sal dan hierdie waardes gebruik om 'n line graph te teken, om dan my kumulatiewe frekwensieveelhoek te teken. So ek gaan aan hierdie kant gaan ek my asse oopmaak en ek gaan hier by input gaan ek die volgende intik. Dit gaan wees is gelyk aan line graph. Yep. En dan gaan ek graph. My eerste hokkie gaan wees my IA waardes. Okay, ek gaan dit met die hand intik. Dit gaan wees 30, 50. Okay, dit sal dan vir my die volgende line graph gee, en dit is 2.1, wat dan vir my kumulatiewe frekwensieveelhoek sal gee, en dan om die interkwartiel variansie buite te doen van 2.2, gaan ek dan die volgende doen. Ek gaan teruggaan na my histogram wat ons aan die begin geteken het, of laat ek hom dan nou net weer optrek. So ek gaan na die beginwaarde en die lewensduur. Ek gaan vra vir 'n one variable. Ek het hom nou weer hier opgetrek, so ek gaan dit gaan hier, om die interkwartiel variansie buite te bereken, gaan dit dan wees my Q3 minus my Q1, wat 50 minus 30 is, wat dan vir my 20 sal gee. Ek sal dit ook in my taak intik met die hand, sodat al daai vrae ook beantwoord word. Baie dankie.